wil kom stil word hier aan die voete. Ek wil kom hoor wat u vir my sê. Ek wil kom opmaak vir die Gees hier, as ek my vra voor u kom lê. Want soveel mense sterf sonder Jesus en word mislei na die ewige dood. Daar soveel oorvloed, selfs geen rykdom en ander lê en ondersloot. Ek wil kom vra, Heer, wat van die kinders wat honger en lyding glad nie verstaan. Wat van die mense wat stikkend en seer is. Wat van die een wat eensaam vergaan. As ek kan vra, Heer, waar is die liefde? Moet ek erken, dit lê nog by my. Hier in my selfsug stap ek gevoelloos by al die nood en seer verby. Maak my 'n beeld van Jesus se liefde, om in my wêreld die hande te wees. Ek gee myself aan U as 'n offer, onder beheer van die Heilige Gees. As ek kan vra, Heer, waar is die liefde? Moet ek erken, dit lê nog by my. Hier in myself stap ek gevoelloos by al die nood en seer verby. Hier staan ek voor U, net soos Jesaja, raak my nou aan met die heilige vuur, sodat ek oral U liefde kan uitdra. Hier is ek, Heer, U kan my stuur. Hier is ek, Heer, U kan my stuur. Ons kom bid, o Hemelse Vader, dat U Uself so deur Jesus Christus en deur die werking van die Heilige Gees aan ons sal kom en openbaar, sodat ons U werklik sal ken. Mag ons U liefde in Christus ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag ons lewens met U teenwoordigheid gevul word, totdat daar nie 'n stukkie van ons lewe is, wat nie deur U geraak en gevorm word nie. Dit kom bid ons vanoggend in die heilige naam
van Jesus Christus. Amen. Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se erediens. Ons gaan vanoggend 'n gedeelte saam lees uit Handelinge 4, daarvan af vers 32. En die tema van vanoggend se boodskap is Jesus hande. Kom ek lees vir ons voor. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot onder almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, van die wat grond of huise besit het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Josef, 'n Lewiet wat op Siprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is. Dit beteken iemand wat mense moed inpraat, het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. Iets wat my geweldig getref het die afgelope tyd, soos wat die drama van die COVID-19 epidemie homself uitspeel op die wêreld verhoog, is die wyse waarop mense na vore tree om mekaar te help en mekaar by te staan in moeilike tye. Gewone mense, wat nog meer treffend is dat hierdie mense gewoonlik mense is wat ongesiens en onopmerklik in gemeenskappe en geloofsgemeenskappe soos kerke na vore tree. Mense wat nie in die kollig wil wees of erkenning wil hê vir dit wat hulle doen nie. Naamlose mense. Sulke mense is linspen mense. Nou 'n linspen is daardie pen in 'n meganiese stelsel wat goed by mekaar hou, wat sorg dat dit nie uit mekaar uitval nie. So byvoorbeeld is die ossewaas, die wiele van 'n ossewa deur so 'n linspen aan mekaar gehou. Is daardie pen wat deur die as gaan van 'n ossewa se wiel, wat verhoed dat die wiel nie afgly en die wiele afkom nie. Dit is letterlik mense wat keer dat die wiele nie afkom in moeilike tye nie. Elke gesin en elke familie het eintlik so 'n linspen mens, wat daardie gesin en daardie familie by mekaar hou. In my eie familie is dit ons ma gewees. Ons is 4 kinders, 3 seuns en 1 dogter, en soos dit maar gaan met die vreemde liefde wat daar is tussen boeties en sissies, is daar maar somtyds goeters wat nie reg loop nie. En dan was dit my ma gewees wat daardie linspen persoon was, wat gesorg het dat ons by mekaar bly en dat dinge behoue bly. Dit is ook nie net in krisistye dat linspen mense 'n belangrike rol speel nie. My ma was die persoon wat altyd gesorg het dat die kos gereed is, dat alles netjies is, dat alles skoon is, dat alles moet loop soos wat dit moet loop, en dat goed nie buite beheer raak nie. Gewone, alledaagse mense, wat sonder erkenning en sonder daar om in die kollig en die hooflig te wil wees, 'n groot verskil maak in die samelewing. In die teksgedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, lees ons van so 'n linspen persoon, 'n persoon wat letterlik die hande van Christus is. En ek wonder of u dit opgelet het, toe ek hier aan die begin die teksgedeelte gelees het. Miskien was hy so getref gewees deur die gedagte, dat die mense van daardie tyd, hulle eiendom en hulle huise en hulle land en hulle besittings verkoop het, en het onder mekaar gedeel het, dat hy in alle waarskynlikheid nie eers sy naam gehoor het, hier aan die einde van die teks nie. Dalk het jy gedink dat hierdie preek gaan nou weer daaroor, dat 'n mens iets moet gee en geld moet gee. Toe maar, jy hoef nie jy eiendom te verkoop nie, en jy hoef ook nie jy huis te verkoop nie. Dit gaan oor baie meer as dit.
Vanoggend se boodskap gaan oor die ingesteldheid van Linspen mense, die ingesteldheid van mense wat Jesus hande het en Jesus harte het. Hierdie persoon in die teksgedeelte wat ons gelees het, is natuurlik Josef, of soos hy deur die apostels genoem is, Barnabas. Barnabas in Hebreëus beteken seun van barmhartigheid, of hy wat moed inpraat, soos wat die teksgedeelte dit vir ons uitlig. Barnabas was 'n gewone, alledaagse persoon wat nie gehou het van die kollig nie. Tog het hy 'n geweldige groot verskil gemaak in die gemeenskap waarin hy gelewe het. In moeilike tye en in tye waar dit nodig was vir gelowiges om by mekaar te staan. En die rede hoekom hy dit gedoen het, staan eintlik opgeteken in hierdie eerste gedeelte in vers 32 wat ons saam gelees het. Kom ek lees dit weer vir ons. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Hulle was een van hart en siel. Linspen mense, en mense wat sorg dat die wiele nie afkom nie, en wat dinge by mekaar hou, is mense wat een is in hart en siel. My ma het nie vir ons gesorg omdat dit die morele, korrekte ding is om te doen nie. Nie omdat dit is wat die samelewing van jou verwag om 'n goeie burger te wees nie, of om gesien te word deur ander nie. Sy het gedoen vir ons, haar familie, dit wat sy gedoen het, omdat haar hart en haar siel daar is. Omdat dit is wat haar gedryf het. Nie morele verpligting, of om deur ander gesien te word nie. Haar hart en haar siel is by ons as familie gewees, by ons as haar kinders. Daarom is vir haar geen offer te groot nie, en geen ontbering te swaar om te dra vir haar kinders nie. Want dit is wat Linspen mense doen. Dis daar die mense wat saggies huil in die nag, as ander hulle nie sien nie, oor ander mense se seer, en se pyn, en se lyding, en se swaar kry. Linspen mense doen eenvoudig net dit waar hulle hart is, en dit waar hulle siel is. Daar waar jou hart is, en daar waar jou siel is daar waar jou energie nooit opraak, en waar het nooit vir jou te swaar en te moeilik is, om iets te doen nie. Dit is daar waarop jy jou hart geplaas het. As jy jou hart geplaas het, op om 'n sekere motorkar te besit, of om 'n sekere huis te hê, dan is geen iets vir jou te swaar om te doen, om daarby uit te kom nie. Dan sal jy al die ure in die dag werk, wat nodig is daarvoor, om daarby uit te kom. En selfs al sal iemand vir jou sê, waarom koop jy nou juist daardie kar, of daardie huis, sal dit vir jouself rationaliseer, en vir jou argument daarom rondom bou, hoekom dit vir jou belangrik is, om nou juist daardie weg te vat, of daardie motorkar te koop, of daardie huis vir jouself te kry. Maar in werklikheid is dit omdat jou hart en jou siel daar geplaas is, dat dit vir jou belangrik is. En daarom is dit nie vir jou moeite of swaar om daarby uit te kom nie. Dit is nie vir my ma moeilik gewees om haar lewe en haar energie op te offer vir ons as kinders nie, want haar hart en haar siel was daar gewees. As mense is ons hart en siel nie gewoonlik by ander mense en die wat swaar kry nie. Dit is wanneer ons besef en deel raak van hierdie vreemde liefde wat daar is tussen God die Vader, Seun en die Heilige Gees, en daarby ingetrek word, en ons hart en siel daarby is, dat ons ook nie anders te kan, as om deel te wees van die nood en die lyding in hierdie wêreld nie. Dan doen ons dit nie uit verpligting of moraliteit, of uit verwagting uit nie, maar ons doen dit juis omdat ons hart en ons siel daar is. Dit is nie iets wat van nature kom nie, en vir die meeste van ons is dit 'n pynlike, geestelike groeiproses, van nader beweeg na die Here,
en nader beweeg aan sy hart. En dit is eers wanneer ons daardeur gegroei het en deur daardie pynvolle proses van selfopoffering en die kruisiging van die self deurgeloop het, dat ons as linspens mense optree en Jesus hande kry om vir mense wat ons glad nie ken nie, te help in moeilike omstandighede. Nie omdat dit 'n morele plig is nie omdat dit van ons verwag word nie, maar omdat ons hart en ons siel daar is. Ek vertel altyd die verhaal van moeder Teresa, en ek het dit al voorheen vertel, waar sy op 'n dag in 'n hospitaal besig was om 'n pasiënt wat naar geword het, en wat siek geword het, skoon te maak en dit op te vee, toe 'n persoon verby haar gestap het, en vir haar gesê het, ek sal daardie werk nie doen, vir al die geld in die wêreld nie, dat sy opgekyk het en hom geantwoord het, ek sal dit ook nie doen vir al die geld in die wêreld nie. Maar dit is omdat moeder Teresa se hart en siel by daardie mens in pyn en lyding was, dat dit nie vir haar moeite was om daardie aaklige werk te doen, om iemand se naarheid op te droog en skoon te maak nie. Ek wil vanoggend kom dankie sê vir al die linspen mense, vir al die mense met Jesus hande, wat na vore tree in hierdie tyd, en nie omdat hulle moet, of omdat dit moralisties is, en omdat die samelewing dit van hulle verwag nie. Mense help, mense in nood, mense wat hulle nie ken nie, mense wat vir hulle vreemdelinge was op hierdie stadium. Mense wat dit doen, omdat hulle gedryf word deur die transformerende krag van Jesus Christus en ingetrek word in hierdie vreemde liefde tussen God die Vader, Seun en Heilige Gees. En dan wil ek die van ons aanmoedig wat nog besig is om deur hierdie pynlike proses van geestelike groei te gaan, om uit te kom by daardie punt van omgee vir ander, meer as wat jy vir jouself omgee. Jou aanmoedig, saam met die miljoene der miljoene gelowiges wat ons al vooruit gegaan het, en ook die wat nog in die teenwoordige is. Moenie moed opgee nie, hou aan met geloofsdissipline, hou aan met die soeke na Christus, hou aan om te probeer verstaan hierdie ongelooflike liefde van 'n God wat homself opgeoffer het en alles gegee het, vir mense wat dit nie altyd waardeer nie, wat hom nie altyd daarin wil ken nie. Mag die Here u help ook om in hierdie tyd te reflekteer daaroor, om 'n Christus hart en Christus hande te hê. Amen. Ons hemelse Vader, Here, ons dankie vir u offer, wat u vir elkeen van ons kom gee het. Dankie dat dit nie vir u te groot of te moeilik was, toe u daar op die kruis moes gehang het nie, maar omdat u dit gedoen het, omdat u hart en u siel by elkeen van ons is, omdat dit by my is vanoggend, Here. Mag ek uit daardie wete uit ook vorentoe gaan, en ook uittree, en nader tree, om my hart en siel een te wees, met mense rondom my. Lei ons daarin in hierdie tyd waarin ons is, om so Christus se liefde aan die wêreld te openbaar. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Laat hierdie vrede deur my vloei, waar haat is, laat ek daardie liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees, u krag gee deur geloof in u, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, ander oor as myself te ag. Ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei,
En laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil die lig in duisternis laat skyn. Laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoor as myself te ag. Ja, om liefde hê, ander bo myself, en ek eerder te gee as te verwag. Laat hier die vrede deur my vloei, leer my om ook so soet te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien. Ontvang dan ook vanoggend die seën van die Here. Die Here sal u seën en beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Ontvang hier die seën van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen.